Welkom by NG Kerk Vorentoe se erediens. Goeiemôre gemeente. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die Here Jesus Christus, wat homself vir ons sondes gegee het om ons te verlos uit hierdie goddelose wêreld en so die wil van God die Vader te volbring en van die Heilige Gees. Aan God drie enig kom die heerlikheid toe tot in alle ewigheid. Amen. Baie welkom vandag in die erediens. Alhoewel ons min is hier, weet ons dat die Here ook hier teenwoordig is en dat nie een van ons sommer net toevallig hier is nie, dat die Here met elkeen van ons vanoggend 'n afspraak het. Ek dink die reën het 'n klomp mense vandag op by die huis gehou met pannekoek en warm sjokolade en ek hoop dat ten spyte daarvan dat ons vandag hier is, jy soveel warmte in die evangelie van God sal beleef, dat jy sommer net vol en vervuld huis toe sal gaan. Die eerste baie belangrike ding is, ons sluit vandag ons kategese af, so al die maatjies wat hier is, ek is baie bly, julle is hier, julle gaan 'n lekker roomys kry, en dan saam met dit, lees ek net gou 'n paar name, as ek jou naam lees, moet jy asseblief na kerk weer hiernatoe kom, so die maatjies wat kinderkerk toe gegaan het, kom asseblief dan weer na kinderkerk terug hiernatoe, want julle het 'n klomp keer hierdie jaar kategese bygewoon. Julle was meer as 70%, party meer as 80% hier, en dit beteken dat julle vandag 'n sertifikaat kry en 'n baie spesiale persentjie. So as ek jou naam lees, asseblief kom hier. Ebert Engelbreg, Hunter van der Merwe, Castiel Kutsie, Clara Engelbreg, Jandrey Pratt, Anay Barnard, Janu Hol, Arlene van Dijk, Charlies van Wyk, Henry Kroukamp, Isaac Hol, Stian Swanepoel, Roan Botha, Heinrich Kroukamp, Marlene Niels, Sunel Creer, Joanne Horen, Estelle Janse van Rensburg, Johan Horen en John Zwaan. Asseblief as jy hier is, kom kry jou sertifikaat en jou spesiale persentjie dan na kerk. Dan ons volgende afkondiging is die Monster Burgers en melkskommels. Wat ek vergeet het om te sê, is as jy klaar jou sertifikaat en jou geskenkie gekry het, is daar lekker roomys en Nutella daar buite. En as die kinders gekry het en hulle magies is vol, dan is almal anders ook welkom om daarvan te kry. So kom eet asseblief saam met ons lekker roomys en Nutella.
Dan volgende Sondag kan jy jou eie burger bou, 'n monster burger, en jy kan 'n melkskommel saam met jou burger kry. So asseblief bespreek solank vir jou 'n burger en 'n melkskommel by die kerkkantoor. Dan het ons heerlike Kerspakkette, dit sal ook in die week op die groepe gedeel word. Daar is 'n vleishamper, daar's verskillende snitte en daar is bykosse. So dit gaan jou lewe so klein bietjie makliker maak oor hierdie Kerstyd, dat jy nog steeds baie lekker kan eet. So asseblief bestel so gou jy kan by die kerkkantoor en dui dan ook net aan teen wanneer jy jou pakket wil hê. Dan is dit amper tyd vir ons Kerssangdiens. Ons Kerssangdiens is 30 November. Ons het dit in die oggend om 9 uur. Nooi asseblief almal uit na hierdie lekker geleentheid toe en ons vra asseblief dat elkeen ook 'n bordjie soet of sout eetgoed sal saambring, dat ons sommer na die tyd lekker gesellig saam kan kuier. So bring asseblief 'n bordjie eetgoed en kom sing lekker saam. Dan ons op die dak senior jeug se afsluiting is ook die 30ste November. Ons gaan direk na kerk vertrek en dan gaan ons Ralokka toe. Daar gaan ook 'n glybaan wees en 'n swembad en ons gaan lekker braai en kuier daar vir die dag en dit gaan jou R60 kos. Indien jy dalk nie die R60 kan betaal nie, asseblief gesels met my of met Janka of met Johannes. Verjaarsdag, as jy hierdie week verjaar, steek asseblief jou hand op. Tannie Joni Becker, Carly, Hunter, Werner, Claudine, Sylvia, Joshua, Dani, Marley, Johan en Irene. As jy hier is, steek asseblief jou hand op en kry 'n sjokolade. En Carly kan 2 kry want sy is op haar verjaarsdag in die kerk. Enige iemand anders wat ons oorgeslaan het? Daar nee. Het almal sjokolade gekry. Julle moet baie lekker verjaar. Op ons voorbiddingslys, Tannie Nolien gaan hierdie week weer in hospitaal toe. Tannie Rita is nog steeds besig om te herstel en Tannie Ina is ook nog steeds besig met haar chemo. Kom ons bid asseblief saam met hierdie mense. En dan as daar enigiemand anders is waarvan julle weet, enigiemand met wie dit nie goed gaan nie, asseblief laat weet my of enige kerkraadslid, hulle sal ook die inligting aan my oordra of selfs die kerkkantoor. Laat weet ons asseblief as julle van enigiemand weet vir wie ons kan bid. Kom ons word so oomblik rustig en dan skep ons sommer net asem en luister na die reën daar buite en berei ons voor vir vanoggend se erediens. Here, U is 'n magtige God. U is 'n God van al die tye. U is 'n God wat ons ondeurgrondelik ken. U is 'n God wat ons harte verstaan, wat ons gedagtes lees, wat ons menswees aan mekaar gesit het. U is 'n God wat ons dryf om beter te wees en beter te doen, maar wat ook genade het wanneer ons dit nie reg kry nie. U is 'n God wat oor al die tye heen vir mense voorsien het, in tye wanneer dit donker was, en in tye wanneer dit goed gegaan het. Dankie dat U ons God is. Dankie dat U hier teenwoordig is. Dankie dat U in ons harte en in ons gedagtes werk. En dankie dat ons vandag iets van U kan ervaar en kan leer. En Here, maak ons leerbaar, maak ons ontvanklik, op so 'n manier dat elkeen van ons 'n klein bietjie ryker uit hierdie erediens sal stap. Dankie dat ons U kan eer met ons teenwoordigheid. Dankie dat ons U kan eer wanneer ons nou saam sing met ons stemme. En dankie Here dat ons U kan eer met dit wat ons hier ontvang en leer, om dit te gaan uitleef en hierdie wêreld 'n klein bietjie beter te maak ter wille van U koninkryk. Amen. Ek nooi julle dan uit om saam met my te staan. Ons gaan 3 liedere saam sing. Dis al 3 kinderliedjies. So die kind in jou gaan sommer weer uitkom. Sing volle bors. En kinders, julle moet ekstra hard sing vir die groot mense wat nie meer die liedjies se woorde onthou nie. En dan na daai 3 liedjies kan al die kinders asseblief so vinnig as wat julle kan hier voorkom sit, dat ons so 'n bietjie kyk wat gaan hier voor aan. So kom ons staan en dan sing ons hierdie 3 liedere. Ek is baie
Elkeen 'n plekkie. Kan julle mooi sien? Gaan dit goed met julle? Is julle bly die skooljaar is amper verby? Kan julle glo is minder as 40 slaapies aan sit Kersfees? Kan julle dit glo? Een van die dae sit Kersfees. Nou uiteindelik net so voor die jaar heeltemal verby is, het 2 maatjies vir ons kom kuier. Weet julle wat daai 2 maatjies se name? Kan julle hulle nog onthou? Rietjie en Rakker. Gaan ons hulle roep? Kom ons roep. Rietjie, Rakker. Dink julle gaan nog harder met roep. Kom ons roep. Rietjie, Rakker. Hallo Rietjie. Hallo maatjies. Hallo Rakker. Hallo maatjies. Is julle 2 bly dis amper vakansie? Ja, ek kan nie wag vir 'n lekker lang vakansie nie. Ek is wel so bietjie bang vir volgende jaar. Dit klink of graad 4 baie moeilik is. Ag nee, ek sien so uit na die senior fase. Dan is ons nie meer van die kleintjies nie. My juffrou sê ons gaan baie moeilike somme moet doen. Maal en deel en algebra en vierkant aartappels en al sulke moeilike goed. Vierkant wortels, Rakker, nie vierkant aardappels nie. Ja, ag toe nou Rietjie. Ek kan nie al die moeilike woorde onthou nie. My brein is al moeg gedink van al die assessering. Nou ja, julle 2 praat so baie van volgende jaar, maar voor volgende jaar kom het ons dan nog eers so 'n bietjie 'n lekker vakansie. Weet julle 2 al wat julle gaan doen hierdie vakansie? Ek gaan by my oupa op die plaas gaan kuier. Ons gaan heeldag motorfiets ry en kleihuis skiet en ek gaan ook my vleer saamvat. Weet Tannie wat is die altyd vir my die heel lekkerste? Vertel vir my. My oupa het so groot vrugteboord langs sy huis. In die vrugteboord is daar sappige lemoene. Ek het verlede jaar van daardie lemoene geëet totdat my maag gepyn het. Hoi Rakker, dieselfde het met my gebeur. Regtig? Ja, regtig. Maar dit was lemoen gegeurde roomys en nie regte lemoene nie. Ag, dis nie dieselfde nie, Rietjie. Jy is sommer laf. Dit is dieselfde. Julle 2 wil nou alweer begin stry? Hierdie tyd van die jaar stry almal. Het julle dit ook al agtergekom, maats? Almal stry somme oor allerlei gemors. Of dit nou lemoene of lemoengegeurde roomys is, maak nou nie saak nie. Maar weet julle wat? Julle gesels nou oor die lemoene. Nou dat dink dit my so bietjie aan die vrug van die Heilige Gees. Weet julle wat's dit? Ja, ek weet wat dit is. Daar is sommer 'n klompie. Dis liefde, vrede, geduld, skottelgoed was en bed opmaak en ek kan nie almal onthou nie. Skottelgoed was en bed opmaak is nie deel daarvan nie, Rakker. Ek onthou toe ons Sondagskool tannie ons daarvan geleer het. Daar is 9 verskillende. Ek dink ek kies geduld. Hoe bedoel jy kies geduld? Ek sukkel met van die ander. Dis moeilik, maar ek sal geduld oefen in my lewe. So tannie kan maar lekker lank kerk hou vandag. Ek het baie geduld. Nee, Rietjie, dis nou nie presies wat daarmee bedoel word met die vrug van die Gees nie. Ja, dis 'n goeie plan. Ek kies liefde. Maar as ons klaar is met kerk, gaan ek vir elkeen van julle 'n drukkie gee. Tannie, weet Tannie, ek is baie lief vir Tannie. Dankie Rakker, maar dit is nou nie waaroor dit gaan nie. Dis nie hoe die vrug van die Gees werk nie. Ons kies nie net 1 en 2 nie, 1 of 2 nie. Ons kies almal en ons doen almal. En maats, weet julle daar is 9 wat deel is van die vrug van die Gees. Die 9 wat deel is van die vrug van die Gees is liefde, vrede, vreugde, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Regtig? 9? Ek het nie vandag tyd om al 9 te oefen nie. Ja, ek weet ek het nou geduld gekies, maar ek het ook nie so baie geduld nie. Ek dink ons moet julle so 'n bietjie vertel van die vrug van die Gees. Ons lees in Galasiërs 5 daarvan. En maats, weet julle wat beteken dit as ons sê ons het die vrug van die Gees in ons lewe? Kom ek vra julle so maats, glo julle in Jesus? Ja. Daai is 'n flou ja. Ek gaan weer vra, glo julle in Jesus? Ja, ons glo in Jesus en dit maak ons Jesus kinders. En omdat ons Jesus kinders is, dan is ons lief vir alle mense. Kan julle dit regkry om vir alle mense lief te wees?
Klink dalk bietjie moeilik, maar ons kan dit regkry, nê? Vir mense wat anders as ons like en anders as ons dink en anders as ons praat en dan het ons vrede. Vrede beteken om in vrede met mekaar te lewe. Dit beteken nie dat ons altyd gaan saamstem nie, nê? Gaan nie altyd saamstem met almal en hoe almal goed sê en doen nie, maar ons kan nog steeds jammer sê as ons met iemand lelik is, nê? En iemand se jammer aanvaar as hulle vir ons jammer sê en net probeer om altyd vrede te maak. Vreugde, wat beteken vreugde? Weet julle? Weet julle wat's vreugde? Weet niemand van julle wat's vreugde nie. Vreugde beteken dat ons altyd bly is om Jesus te ken. Ons is so bly ons ken vir Jesus. Ons is so bly. Ons het dit nou gesing. Ons is bly ons ken vir Jesus en ons is bly ons is sy kind. En dit maak ons opgewonde en dit gee vir ons vreugde. En dan geduld. Geduld beteken dat ons geduldig wag dat Jesus na ons gebede luister. Jesus luister na elkeen van ons gebedjies en ons wag geduldig tot hy vir ons 'n antwoord gee, nê? Want sy antwoord kom nie altyd dadelik nie. Maar dit beteken ook ons is geduldig met ander mense. Ons word nie kwaad en geïrriteerd as hulle bietjie lank vat om iets te doen of as hulle iets doen waarvan ons nie hou nie. En dan is ons altyd met almal vriendelik. Weet jy hoe maklik is dit om vriendelik te wees? Jy kan enigiemand groet. Enige iemand kan jy groet wat verby jou loop of verby jou ry. So maklik is dit om vriendelik te wees en om te glimlag. Goedhartigheid beteken dat ons omgee vir ander mense en getrouheid beteken dat ons nie jok nie, nê? Dat ons nie jok nie en dat as iemand vir ons iets vertel, dat ons dit nie gaan uitvertel vir die hele wêreld nie. As jy 'n geheim, as iemand vir jou geheim vertel om daai geheim te hou. Dis wat dit beteken om getrou te wees. Nederig beteken dat ons nie te veel van onsself dink nie, nê? Ons vertel nie vir almal hoe slim en sterk en oulik is ons die hele tyd nie. En selfbeheersing beteken as jy voel in jou hart die duiwel sê vir jou om iets leliks te doen, dan sê jy nee. Nee duiwel, ek gaan nie vir jou luister nie. Gaan weg. Ek sê Jesus kind. Dis wat dit beteken om te sê ons het selfbeheersing. Wat dink julle twee daarvan? Rietjie en Rakker? Ja nee Tannie, ek dink mens kan al daardie goed doen. Dink jy so? Ons kan dit wel nie self regkry nie. Ons het die Heilige Gees nodig. Die Heilige Gees wat binne in ons bly, help ons hiermee. Maar Tannie, hoe weet ons die Heilige Gees bly binne in ons? Dit voel mos so sooibrand. Voel nie heeltemal so sooibrand nie, maar die Heilige Gees laat ons sleg voel as ons die verkeerde goed doen en die Heilige Gees laat ons lekker voel as ons die regte goed doen. En selfs wanneer ons dit nie reg kry nie, as ons nog steeds die verkeerde goed kies wat ons almal maar partykeer doen, dan vergewe die Here ons. Dan vergewe die Here ons en was ons hartjies sommer weer silwer skoon en maak ons sommer weer sterk dat ons weer kan probeer om die regte goed te doen. Tannie, ek gaan my bes probeer. Maatjies, gaan julle saam met my probeer om al daardie dinge van die vrugte van die Gees te doen? O, dit was te sags, ek julle nie gehoor nie. Gaan julle probeer? Nog 'n flou ja, mamas en papas, julle gaan moet werk dat hulle harder ja sê. Tannie, Ja, Rietjie? kan ek vir die maatjies bid? Natuurlik, kom ons sluit ons oë, maatjies. Jesus, baie dankie dat U vir ons elkeen lief is. Dankie dat U ons hartjies weer skoon was en ons sondes vergewe. Jesus, ek bid dat U elke maatjie hier sal sterk maak en sal krag gee om alles te doen wat ons leer in die vrug van die Gees. Dankie dat U ons daarmee help. Wees so ook met elke maatjie in hierdie nuwe skooljaar, sodat hulle dit net goed sal gaan. In Jesus se naam, amen. Dankie Rietjie dat jy so mooi vir ons gebid het. Tannie, kan ons daardie liedjie van die Gees van die vrug sing asseblief? Die vrug van die Gees. Ons kan nou die liedjie sing. Kom ons sing hom, maats, ons gaan hom opsit. Vir die klankmense daarbo, hy is op die volgende skyfie. Die woorde is nie hier nie, so as jy hom ken, sing uit jou volle hart saam. As jy hom nie ken nie, luister sommer net saam. Kom ons luister na die liedjie. Die vrug van die Gees is liefde, vreugde,
Geniet kinderkerk, daar agter iewers sal Tannie Carly wees. Sy gaan vir julle 'n sweetie gee en dan sien ons julle weer na kerk. Tata ma. Totsiens maat. Gemeente, ons lees vanoggend uit Galasiërs 5 vers 13 tot 26. En terwyl jy dalk in jou Bybel soek en daarby oopmaak, kom ons sit net so en dan sing ons lied 253. Ons lees vanoggend saam, Galasiërs 5 vanaf vers 13. Julle broers, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar julle buiten verskeer mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit: laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit soeg voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het. Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moenie verwaand wees nie, ons moenie mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. Hierdie is 'n baie bekende gedeelte. En vandag vra ons, en hierdie gedeelte gaan ons 'n bietjie daarmee help, hoe klink die Heilige Gees? Het jy al gewonder, hoe hoor ons die Heilige Gees? Hoe weet ons die Heilige Gees is binne in ons, en hoe weet ons, dis die Heilige Gees wat ons lei, en dalk nie een of ander
negatiewe gees of een of ander selfgesentreerde gedagte of behoefte of begeerte nie. Hoe weet ons hoe klink die Heilige Gees? Nou uiteindelik, wanneer ons selfs kyk na ons geloofsbelijdenis, dan sien ons dat daar oor God drie-enig baie gesê word, oor God die Vader, die Skepper, oor God as Jesus, die Seun, die Verlosser. En dan oor die Heilige Gees word daar net gesê, ek glo in die Heilige Gees. En dit sê dadelik vir ons dat hierdie vraag nie 'n maklike vraag is nie, dat teoloë oor eeue heen self geworstel het hiermee. Wie is die Heilige Gees eintlik? Wat doen die Heilige Gees? Hoe klink die Heilige Gees? Hoe luister ek na die Heilige Gees? Nou, uiteindelik, partykeer voel die Heilige Gees soos soeibrand. Die antwoord het gekom van een van my vriende in 'n erediens, waar hulle in 'n kindermoment ook vir die kinders gevra het, hoe klink die Heilige Gees? Of hoe weet jy die Heilige Gees is binne in jou? En een kind het gesê, dit voel soos soeibrand, maar partykeer voel dit regtig soos soeibrand. As jy besig is met die verkeerde goed, en dit voel of dit so bietjie binne in jou maal, jy weet eintlik, dit wat jy nou doen, is nie positief nie. Dit wat jy nou doen, is nie besig om lewe vir jou te gee, of vir iemand anders nie. So partykeer voel dit soos soeibrand. Maar wat ons hier sien, is dat Paulus nie beskryf dat die Heilige Gees 'n hoorbare stem is nie. Dit beteken dat ons nie auditief die Heilige Gees gaan hoor nie. Partykeer wil ons graag, partykeer wens ons daarvoor, maar die Heilige Gees, wanneer die Heilige Gees met ons praat, is dit hierdie innerlike gevoel. Dit is 'n klank wat ons kan beskryf as 'n leefstylklank. Dis iets wat ons voel in ons gedrag, dis iets wat ons voel wanneer ons die regte goed doen of nie die regte goed doen nie. En uiteindelik kan ons ook afgestomp word. Ons kan ook gedesensitifiseer word vir die Heilige Gees. As ons aanhou met die verkeerde goed, dan uiteindelik hoor ons nie meer die Heilige Gees se stem nie. Dan uiteindelik dan word dit 'n dowwe stem en uiteindelik heeltemal onhoorbaar. So as ons nou die Galasiërsbrief lees, dan sien ons dat die hele brief deur is Paulus besig om vir hulle te sê, jy kan nie deur wetsonderhouding die ewige lewe bereik nie. Dit kan jou nie red nie, dit kan nie vir jou vryspraak gee nie. Wat vir jou vryspraak gee, is geloof in Jesus alleen. Hy beklemtoon dit in die hele Galasiërsbrief. Hy wil graag hê die gemeente in Galasië moet dit regtig besef. En dan as ons lees vers 13 tot 15, dan sien ons dat hierdie Christelike vryheid, hierdie Christelike vryspraak wat jy kry, maak jou 'n slaaf van liefde. Christelike vryheid beteken nie dat jy kan sê en doen net wat jy wil nie. Ons maak nooit genade goedkoop nie. Dis uiteindelik waaroor dit gaan. Maar dit beteken dat jy 'n slaaf word van liefde. En wat sê ons as ons sê jy's 'n slaaf van iets? Jy's 'n slaaf van liefde. Dan sê ons jy's die eiendom van liefde. En ons is dit. Ons ontvang hierdie ongelooflike liefde van God. En daarom dien ons ook God in liefde. In liefde vir God en liefde vir mekaar. Maar ek gaan nie verder daarop uitbrei nie, want verlede week het ons lekker oor hierdie spesifieke wet gesels. So gaan luister gerus verlede week se preek, as jy dalk so 'n bietjie meer oor hierdie liefde wil hoor. Wat is die wet dan? Is die wet dan irrelevant? Natuurlik nie. Natuurlik gooi ons nie die wet weg nie, want die wet word uiteindelik die maatstaf vir hierdie liefde. As jy regtig in hierdie liefde uitleef, as jy dit regtig reg kry, dan tree die wet outomaties in werking. So die wet is nie iets wat jy moet doen om te wys dat jy lief is vir God nie, maar as jy lief is vir God en lief is vir jou naaste, gebeur hierdie goed wat in die wet omskryf is, outomaties. En hoekom gebeur dit? Dis deur die Heilige Gees. Dis waar ons die Heilige Gees se stem hoor. So Paulus beskryf hier dat in elkeen van ons, en dis spesifiek met verwysing na gelowiges, nie na ongelowiges nie, maar in elkeen van ons is daar 'n innerlike oorlog. 'n Innerlike oorlog teen ons sonde. Aan die een kant is ons sondige natuur, ons menslike behoeftes, dit wat ons as mens wil, die eie ek, en dan aan die ander kant, die geestelike kant. Dit wat die Heilige Gees ons na toe dryf en dring. Dit wat 100% die teenoorgestelde is van die sondige natuur. Nou ons gaan nou weer vir 'n oomblik daarby kom. So uiteindelik, as ons sê ons elkeen as gelowige het hierdie innerlike stryd binne in ons, dan beteken dit uiteindelik dat ons elke dag moet kies. Dat ons kies
in elke oomblik? Kies ons vir ons sondige menslike natuur? Of kies ons om vir die Heilige Gees te luister? En ons gaan nou kom by wat beteken dit? Hoe klink dit as ons vir die Heilige Gees luister? Hoe klink die Heilige Gees? Ek was 'n ruk terug op 'n konferensie en een van die oefeninge wat ons op die konferensie gedoen het, het gegaan oor selfsorg, hoe ons as leraars na onsself kyk. En een van die sessies het ons gepraat daaroor dat as 'n leraar kan jy nie altyd jou gevoelens sê nie. Ons kan nie toelaat dat ons in woede uitbars nie. Ons kan nie toelaat dat ons partykeer vir iemand sê wat ons wil sê nie. Uiteindelik is dit waar van Christene. Ons behoort beheerst te wees. En toe het ons 'n oefening gedoen wat sê, as jy nou vir die persoon wat jy graag iets wil sê, as die persoon nou voor jou kon staan, en jy hoef nie jouself te beheer het nie, sê vir daai persoon wat jy wou. So ons het uiteindelik geskree, ons het die oefening gedoen om te skree, ons het die oefening gedoen wat ons 'n klomp goed sê wat van jou hart afkom. En vir van die mense was dit wel verligtend. My persoonlike ervaring daarvan is dit my nie lekker laat voel nie. Ek het nie daarvan gehou nie. Dit het my dieper sleg laat voel oor 'n situasie as wat dit my beter laat voel het. Hoekom? Want in daai oomblik is jy nie meer in beheer nie. Die oomblik as jy toelaat dat jou woede en jou frustrasie en jou emosie oorneem, is jy nie meer in beheer nie. En dis nie 'n plek waar ek gemaklik voel nie. So as ons nou vandag dit sou doen, dan gaan dit nou nie doen nie, maar as ons nou vandag hier kon skree, regtig uit ons longe uit skree, ons frustrasie kon lig, hier sal waarskynlik van julle wees wat voel, ag, dankie tog, nou het ek dit van my hart af, ek voel nou so bietjie beter. Maar hier gaan 'n klomp van julle wees wat voel, ek voel nie beter nie. Ek voel nie beter om hierdie geskree om my te hoor nie, en ek voel nie beter om self te skree nie. En dink daaraan in jou persoonlike lewe, as jy nou wel eendag jou humeur verloor het, en op byvoorbeeld jou man geskree het, of jou vrou geskree het, of jou kinders geskree het jy al ooit beter gevoel daaroor? Waarskynlik nie. Dat voel ons nie beter nie. En die rede hoekom dit ons nie beter laat voel nie, is, dis jou sondige natuur. Dis jou sondige natuur wat jou dryf om te gil en te skree. Dis jou sondige natuur wat jou dryf om so op te tree. Ons het in my eerste jaar op universiteit, het een van die lektore gesê, as jy ooit moet skree in 'n preek, dan is jy nie besig om 'n goeie punt te maak nie. Dan het jy 'n swak argument. So as jy voel jy moet skree om daai punt te maak, dan is jy besig met 'n swak argument. Nou as ons sê dis waar van elke gegil en skree in ons lewe, dan weet ons mos, dis amper om op te tree vanuit 'n primitiewe aksie, die primitiewe deel van jou brein. Dan is jy nie besig om 'n goeie argument te maak nie. Niemand gaan vir jou luister nie, niemand gaan jou hoor nie, jy gaan niks bereik daardeur nie. Dis een voorbeeld, dis regtig net een voorbeeld, want woede, wat is woede? Woede is hartseer wat reageer. En ek wil hê julle moet dit mooi hoor, woede is hartseer wat reageer. So as jy woede in jou het oor iets of iemand, kry die wortel van die hartseer. Dis uiteindelik, want hartseer is nie een van hierdie sondige praktyke wat genoem word nie, jy mag hartseer wees. En as ons hartseer bestuur en hanteer, dan gaan dit nooit oorgaan in woede nie. Maar woede is hartseer wat wil reageer. Iemand sê vir my, ek het dit nou die dag vir my Bybelstudiegroep gesê, en iemand sê vir my, nee, definitief is dit nie waar nie, as die ou voor haar injaag op die pad, is hy kwaad, maar dit is definitief nie uit hartseer nie. Maar dit is. Die hartseer wat daar leef, is 'n hartseer van, dis nie hoe die wêreld moet werk nie. Hierdie is nie reg nie, ons behoort nie so min respek vir mekaar te hê nie, dis die hartseer wat in daai oomblik in woede reageer. Gaan dink so 'n bietjie daaroor. So wanneer ons sê dat op hierdie manier om te gil en skree, dis nou net 'n maklike voorbeeld, dis natuurlik nie die enigste sondige praktyk nie, daar is soveel ander, maar as ons sê dat dit deel is van die sondige praktyk, wat is die teenoorgestelde? Die teenoorgestelde is sag, vreedsaam, liefde. Die teenoorgestelde is om dalk 'n oomblik iets of iemand se hart te hoor. So, ons ervaar die stem van die Heilige Gees wanneer ons vrede ervaar ten midde van chaos. Dis die baie boere vandag hier nie, maar is wel boere. En die boere beleef 'n bietjie van 'n onstuimigheid met hierdie reën.
Want hierdie reën maak dat hulle nie kan stroop nie, en dit beïnvloed nie net hulle hier en nou nie, dit beïnvloed hulle hele jaar wat voor lê. Dis chaos. Maar as jy as boer 'n stukkie vrede in jou kan ervaar, dat jy sal okay wees, God sal voorsien, daar sal 'n uitkoms wees. Dis die Heilige Gees. As jy in konflik is, maar jy is gewillig om sag en ordentlik te wees, dis die Heilige Gees. As jy hierdie ongelooflike vreugde in jou ervaar, sonder dalk 'n rede, daar het nie noodwendig iets groots gebeur nie, daar het nie noodwendig 'n lewensverandering gekom nie, maar jy het hierdie vreugde in jou, dis die Heilige Gees. As jy 'n oomblik van selfbeheersing ervaar, in enige situasie, dis die Heilige Gees. Selfbeheersing, wat jy dalk andersins nie sou hê nie, en jy kry dit reg, dis die Heilige Gees. Dan is ons besig om te luister na die Heilige Gees, dan hoor ons die Heilige Gees. So ek gaan vir julle hier 'n tabel opsit, en in die tabel sien ons daar's 2 gedeeltes. Nou let baie mooi op, in hierdie teks staan daar eers die praktyke van die sondige natuur. En die tweede deel is die vrug van die Gees. Die praktyke, meervoud, en die vrug, enkelvoud. So wat staan daar? Ek het hulle so klein bietjie probeer in die tabel saamgooi, die woorde van die praktyke van die sondige natuur, wat min of meer by mekaar pas. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid. Afgodsdienst, towery. Vyandskap, haat, naaiwer. Woede en risie. Verdeeldheid, skering. Afguns. Dronkenskap. Uitspattigheid. Alle dergelike dinge. So uiteindelik is hierdie lys van sondige praktyke nie bedoel om 'n volledige lys te wees nie. Dis bedoel om 'n voorbeeldlys te wees. Dis bedoel om te sê, as jy toegee aan jou sondige natuur, as jy nie na die Heilige Gees luister nie, kan hierdie goed moontlik gebeur. Maar uiteindelik weet ons, daar's nog goed, daar's op verskeie plekke in die Bybel voorbeelde van hierdie tipe lyste, en hulle oorvleuel, maar hulle verskil tog, want die idee is nooit dat dit 'n volledige lys moet wees nie, maar dat dit 'n voorbeeldlys moet wees van goed wat wel gaan gebeur. Nou teenoor dit die vrug van die Gees. En kom ons sien ietsie daarvan, dat die vrug van die Gees is 'n refleksie op hierdie sondige praktyke. Dit gaan nie die ultimate wees nie, ons lees nie ons Bybel so nie, maar ons sien hierso dat miskien is liefde die teenoorstaande van hierdie onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid. Miskien is vreugde in geloof, vreugde in Christus. Miskien is dit die teenoorgestelde van afgodsdienst en towery. Vrede is die teenoorgestelde van vyandskap, haat en naaiwer. Geduld, die teenoorgestelde van woede en risie. Vriendelikheid teenoor verdeeldheid en skering. Hoekom? As ons regtig vriendelik is met mekaar en saam met die ander goed wat saam met dit kom, dan hoef dit nooit verdeeldheid te veroorsaak. Die vriendelikheid alleen gaan dit nie red nie. Dit kan ek ook vir julle sê. Maar saam met dit vreugde, vrede, geduld, liefde, dan kan ons dalk daai verdeeldheid en skering in verhoudings en mense, selfs op 'n groter vlak, nê, in kerke, die kerkskerings wat oor die eeue heen plaasgevind het, is merkwaardig. Miskien kon dit verhoed geword het, as hulle iets van hierdie vrug van die Gees uitgeleef het. Goedhartigheid teenoor afguns, getrouheid teenoor dronkenskap, nederigheid teenoor uitspattigheid, selfbeheersing teenoor alle dergelike dinge. Miskien is dit die teenvoeter van hierdie sondige praktyke. Kom is die vrug van die Gees in enkelvoud. Want die vrug van die Gees, wat sien ons daarin? Ons sien Jesus daarin. Ons sien die woord van God daarin. Johannes wat begin met die woord het mens geword en onder ons kom woon. En dis hoe daai woord gelyk het. Dis hoe Jesus gelyk het, dis hoe Jesus het uitgeleef het. So met ander woorde, uit ons geloof, wanneer ons luister vir die Heilige Gees, vloei hierdie vrug van die Gees outomaties uit ons uit. Dis nie of die een of die ander nie. Dis nie van hulle en van hulle nie. Hierdie goed word outomaties deel van ons as mense. Ek wil eintlik so ver gaan om te sê, dis eintlik dan nie eers harde werk nie. Dit gebeur van self. Dit kom van self uit jou uit en jy begin leef 'n stukkie daarvan. En beteken dit jy gaan nooit weer fout maak? Natuurlik nie. Beteken dit dat jy nooit weer na die sondige natuur gaan luister? Nie, natuurlik nie. Paulus sê ons het hierdie hele oorlog binne in ons, hierdie stryd tussen dit wat reg is en dit wat verkeerd is. Maar as ons nie luister vir die Heilige Gees nie, dan gaan hierdie
praktyke van die sondige natuur uit ons uitvloei, dan gaan dit outomaties gebeur en dit gaan ons later nie meer pla nie. Dit gaan later, gaan ons nie meer die Heilige Gees kan hoor in al hierdie chaos nie. Kom ons kyk vir die praktyke van die sondige natuur. Ek het gelees, die een kommentaar het gesê, dat hierdie praktyke van die sondige natuur kom almal uit 'n plek van skielike opvlamming van emosie wat welis insluit. So die sondige praktyke kom uit 'n plek van skielike opvlamming van emosie. Nou as ons dit sê, skielike opvlamming van emosie, dan hoor ons wat ek net nou gesê het. Woede is hartseer wat reageer. So met ander woorde, ons emosies, alhoewel dit deel is van ons menswees, moet ons dit reguleer. Deel van ons regulering van emosies is deel van luister vir die Heilige Gees. Want 'n opvlamming van emosies maak dat jy nie logies dink nie. 'n Opvlamming van emosies maak dat jy nie in selfbeheersing kan optree nie. Dis uiteindelik so. So die een kant het ons 'n opvlamming van emosies en die ander kant het ons die vrug van die Gees. Die vrug van die Gees kom op 'n stil manier in ons lewens in. Dis nie 'n aankondiging wat ons sê, maar van vandag af gaan ek geduld hê nie. Dit gebeur nie so nie. Dit kom stil in ons lewens in en dit verander ons op 'n stil manier en dit kom op 'n stil manier, vloei dit uit na ander mense toe. Dis wat die vrug van die Gees is. Stil en rustig. Dink nou byvoorbeeld aan vrugte wat groei. Jy het nie van plant vandag 'n boom en môre is hy vol vrugte nie. Dit vat tyd. Neutbome vat 7 jaar voordat hulle vrug dra. 7 jaar. En dan in daai tyd, elke seisoen het hy nog steeds 'n proses. Daar's nie net volop vrugte die hele tyd of neute die hele tyd nie. Dis 'n proses. En so is die vrug van die Gees by elkeen van ons ook 'n proses. Maar dit kom stil. Dit kom nie geforseerd nie. Stil en rustig. Sien ons die Heilige Gees in ons lewe. Hoor ons die Heilige Gees. En begin ander mense dit in ons sien en in ons ervaar. Die praktyke van die sondige natuur, 'n ander kommentaar het gesê, dis 'n beheptheid met jouself, 'n soeke na eie belang en eie geregtigheid. Ek het al gewonder, as mens nou wel in 'n konflikhantering is, en jy sou glad nie die woord ek mag sê in daai situasie nie, hoe anders sou die gesprek klink? Dink nou met jou man, met jou kinders, by jou werk, waar ook al jy dalk met konflik besig is. As jy nie mag gesê het, maar ek voel, of ek sê, of ek dink, of ek nie. Hoe anders sou die gesprek geklink het? Dit sou waarskynlik onmoontlik gewees het om so 'n gesprek te voer. Maar as ons dit sou kon regkry, dink ek sou dit 'n baie meer sinvolle gesprek gewees het, as wat van ons konflikgesprekke soms is. Nie almal nie, maar soms. So die Gees klink soos liefde wat tot diens geroep word. Die Gees klink soos vrede. Die Gees klink soos geduld in al jou reaksies en jou optredes. Die Gees klink soos waarskuwings teen afbreekende gedrag, afbreekend teenoor jouself en afbreekend teenoor ander. Die Gees klink soos 'n sagte, volhardende uitnodiging om Christus te volg. Die Gees klink soos 'n innerlike rigtingwyser wat jou terugbring na die vrug van die Gees. En daarom ervaar ons die Heilige Gees, ons hoor nie net die Heilige Gees nie. En weer eens, ons kan nie die Heilige Gees hoor as dit heeltyd raas binne in ons en om ons nie. Ons moet stil word. Ons moet nie toelaat dat ons emosies ons denke en optrede bepaal nie. Ons moet nie toelaat dat ons emosies, 'n opvlamming van emosies, ons dalk dryf om eerder in te val by sondige praktyke, eerder as by die vrug van die Gees nie. Ek het nou gesê, partykeer voel die Heilige Gees soos sooibrand. Hoekom kry jy sooibrand? Jy eet goed wat jou liggaam nie wil hê nie. So dit is jou liggaam se manier om vir jou te sê, ek hou nie hiervan nie, ek het dit nie nodig, dit is nie goed vir my en ek wil dit nie hê nie. En hoeveel van ons het regtig al opgehou om dit te eet wat vir jou sooibrand gee? As jy dit lus, dan eet jy dit nou maar weer. Selfs met die Heilige Gees. Die Heilige Gees is gedurig met ons in kommunikasie. Die Heilige Gees sê vir jou, moenie jou hier meer verloor nie, moenie gilend skree nie en voor jou kan kry jy het al gedoen.
Die Heilige Gees is voortdurend besig om ons te waarsku. En ek wens ek kon vandag al die tekste vat waaroor van die Heilige Gees gepraat word. Want die Heilige Gees word ook bedroef wanneer ons die sondige natuur kies. Die Heilige Gees tree vir ons in by die Vader wanneer ons nie die woorde het om te bid nie. Die Heilige Gees waarsku ons. Die Heilige Gees herinner ons aan dit wat ons klaar weet en geleer het. Die Heilige Gees het 'n ongelooflike rol. Maar ons kan die Heilige Gees net hoor in stilte. So vandag gaan ek 'n oefening met julle doen. Vir ons afsluitgebed gaan ons nie bid nie. Ons gaan in 'n oomblik van stilte gaan, 'n minuut se stilte. So die stilte gaan nie op my foon druk. Daar gaan 'n soos 'n klokslag wees wat ons in die stilte inlei om jou saggies deel van jou stilte te maak. Dan gaan ons 'n minuut in stilte wees. Dan gaan daar 3 klokslae wees wat jou uit die stilte uitlei en dan sonder aankondiging gaan ons laaste lied sing. In hierdie oomblik van stilte probeer regop sit, probeer om nie jou arms te vou of jou bene te kruis nie. Jy kan jou handpalms plat op jou bene sit of na bo draai net soos jy gemaklik voel. Maar sit dat jy die lug lekker diep in jou longe kan intrek en moet niks vra nie. Moet niks bid nie, luister net. En as jy sukkel om regtig te fokus op die stilte en op die Here se stem, gebruik 'n gebedswoord. Nou dit kan enigiets wees, jy kan net vir jouself sê Jesus om vir 'n oomblik by jou aandag te fokus. Jy kan sê Maranatha, wat beteken kom Here Jesus, wat ook al. Jy kan 'n woord gebruik net om jouself daar te kry, maar as jy dit nie kan doen nie, of wil doen nie, as jy gemaklik is net met die stilte, dan doen jy dit. So kom ons neem 'n minuut se stilte.
die Heilige Gees gee vir ons lewe. Gaan uit en wees sensitief vir die fluistering van die Heilige Gees. Die Heilige Gees sal vir jou die regte pad aanwys en jou transformeer en verander, dat jy al hoe meer soos die beeld van God lyk. Doen alles wat jy doen in liefde, en dan sal die Here julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.